verskyn u lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien u is die lig. Mag u lig hier deur ons skyn. Geliefdes, dit is vir my 'n groot voorreg om vir u te groet in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Soos wat ek altyd sê, die woord van die Here sê, dis die enigste naam waardeur mense gered kan word. En dis die naam bo elke ander naam. En wat 'n voorreg om u in daardie kosbare naam van Jesus Christus te kan groet. Nou geliefdes, ek het vir u gesê, ek gaan vir u terugvoer gee oor die bekendstelling van die Evangelie Expo. En al ons verwagtinge is oortref. Ek wil vir u sê, geliefdes, die Here het werklik vir ons kom ontmoet op 'n besondere wyse. En die reaksie van die mense was vir ons oorweldigend geweest. Ons wil die Here loof en eer vir dit wat ons tot hiertoe ervaar het. Ons het aanvanklik beplan om net die Dinsdagoggend se biduur te gebruik om die Evangelie Expo bekend te stel. Maar weet u dat die reaksie was so oorweldigend geweest en daar was versoeke geweest dat ons moet aanhou en ons moet die hele week staan wat ons dan ook gedoen het. En ons was so besig geweest. Ek het baie keer 6 keer in een dag het ek die expo deurgewerk met mense. Nou moet jy weet, dit vat my so tussen 40 minute na 'n uur toe om die mense deur die hele expo te neem. En ek het die een dag het ek 6 keer hierdeur gegaan. En jy kan vir jouself dink hoe uitgeput was ek daardie dag, maar wat 'n wonderlike voorreg om mense op die wyse ook te kon bedien. Die grootste reaksie van die mense is dat dit so prakties die evangelie, die goeie boodskap uitbeeld, soos wat mense dit nog nie gehoor het nie. En ons dank die Here, ek wil so 'n paar skermgrepe plaas van WhatsApps wat mense vir mekaar gestuur het, en daar kan u dan nou sien die waardering wat die mense het en wat dit vir hulle beteken het. Dominee Jaco het hierdie foto geneem en dan ook die gemeente aangemoedig om die expo by te woon. Hy skryf: woon gerus die Evangelie Expo van Kesa by in die jeugsaal vandag en môre. Dit is iets besonders. Dan het iemand geskryf: ek was nou daar. Die evangelie word op 'n baie kragtige, praktiese manier uitgebeeld. En dan, die expo is hierdie week nog in die jeugsaal. Dit is regtig ongelooflik. Nou ja, toe ons aan die einde van verlede week kom, toe is daar 'n versoek, ons moet hierdie week weer staan. En nou ja, hier is ons. Ons het boodskappe uitgestuur en dit is nou ons tweede week wat ons dan nou met die expo hier op Porter wil staan. En dit nadat ons eintlik gedink het om net 'n enkele 40 minute bekendstelling te doen. Nou geliefdes, daar wil ons nou die Here eer gee, want dit is hy wat aan die werk is en ons wil hom al die eer gee vir die wyse waarop hy dan nou die expo gebruik. Ja, dan dink ek wat ek gaan doen is, ek gaan nou sommer so vlugtig deur die expo beweeg en dan gaan ek vir u verduidelik wat behandel ons dan nou met die mense by elke banier. Maar geliefdes, die eerste 3 foto's waarna u nou kyk, is die uitstalling in sy geheel van die Evangelie Expo. Op hierdie foto kan jy die eerste fase van die Evangelie Expo sien. Dit is in hierdie fase waar ons aan die sondaar mooi verduidelik
wat die implikasie van sy sondige lewe is, wat dit behels, hoe God daarna kyk, en natuurlik hoe verlore hy in sy sondige toestand is. By die eerste banier hanteer ons met die sondaar die kortstondigheid van die lewe en die feit dat ons nie vir altyd hier op aarde is nie. Die hulpmiddels wat ons daar gebruik is 'n kosproduk en aan die hand van die, soos die Engelsman sou sê, the best before date, verduidelik ons vir die sondaar dat hierdie kosproduk 'n raklewe het en een of ander tyd van die rak afgehaal word. En net so het ons as mens net 'n bepaalde rakleeftyd en kom daar 'n dag wat ons van die lewensrak afgehaal word. In hierdie banier eindig ons dan met die gedagte dat die mens nie net gaan sterf nie, maar dat hy nadat hy gesterf het, geoordeel gaan word. Want sê Hebreërs 9 vers 27, die mens is bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Met banier 2 verduidelik ons aan die sondaar dat God 'n bepaalde wil vir die mens het oor hoe hy wil hê die mens moet leef. Ons begin hier deur vir die mense te verduidelik dat elke vervaardiger van 'n produk die reg het om vir die gebruiker te sê hoe hy daardie produk moet gebruik. En elke produk kom dan nou saam met 'n handleiding wat vir die gebruiker sê hoe hy daardie produk moet gebruik. En net so het God, die gewer van lewe, die reg om vir ons te sê hoe ons die lewe wat hy aan ons geskenk het moet gebruik. En die eerste handleiding wat God dan vir die mens gegee het oor sy wil, hoe ons die lewe moet gebruik, is dan vasgevang in die kliptafels, die 10 gebooie wat God vir Moses op Sinai gegee het. En so het God se wil deur die jare uitgebrei en is dit dan nou vir ons vasgevang in die Bybel soos wat ons dit vandag ken. Hierdie banier eindig dan met die gedagte dat sou ons wandel soos wat God wil hê ons moet wandel, met ander woorde sou ons doen wat hy wil hê ons moet doen en leef volgens die handleiding, dan vereer ons God. As ons dit nie doen nie, dan sondig ons God. Dan sondig ons teen God. En as jy nou mooi kyk, sal jy onder aan die banier 'n rooi kaart sien, wat natuurlik in die sport, by sportgeleenthede gebruik word op die veld, en wat beteken dat sou ons teen God sondig, is dit 'n rooi kaart oortreding. Nou ja, ons het gesien dat die tweede banier eindig by die gedagte dat indien ons nie gehoorsaam is nie, dan sondig ons teen God. In die derde banier, die een waarna jy nou kyk, verduidelik ons vir die sondaar wat sonde is. Nou ja, ons weet, Johannes sê dat sonde is wetteloosheid, maar daardie wetteloosheid gaan gepaard met 'n gees van rebellie. En hier kan u 'n foto sien of 'n uitbeelding van 'n rebelse tiener wat glad nie onder gesag wil staan en daarteen rebelleer. En dit is maar eintlik hoe ons as sondaars in ons ongeredde toestand teenoor God leef. Jy kan ook sien op hierdie banier het ons 'n prent van Farao wat in absolute rebellie was toe Moses vir hom gesê het dat God vir hom sê hy moet sy volk laat trek. Wat het Farao gesê? Wie is die Here dat ek na hom sal luister? Ek sal nie doen wat hy sê nie. Nou ja, rebellie is dan natuurlik vyandskap teen God, soos wat Kolossense 1 vers 21 sê. By die vierde banier hanteer ons die onderwerp, hoekom leef 'n sondaar dan in ongehoorsaamheid teenoor God? En dan gebruik ons hierdie model van die pop, in wie ek 'n lig ingebou het om te wys dat God, toe hy vir Adam geskaap het, het hy die asem van die lewe in hom ingeblaas, en God het vir hom 'n spesiale vermoë gegee om vir hom lief te wees, en om in 'n verhouding met hom te staan. Maar toe Adam gesondig het, het hy daardie kosbare verhoudingsvermoë, het hy verloor, en het hy geestelik dan gesterwe, en het hy van daar af 'n sondige geaardheid gehad. En so, as ons nou weer na die banier kyk, Genesis 5 vers 3, sien ons dat Adam op 130 jaar oud 'n seun gehad met die naam van Set, wat gebore was na die gelykenis van sy vader. Hy was soos sy vader Adam gewees,
Hoe was Adam? Hy was 'n sondige mens gewees en so is ons dan gebore met 'n sondige geaardheid en vandaar die rede waarom die mens in sonde leef. Ons gebruik dan heel onder, kan jy sien aan die banier, die voorbeeld van die vark en die kat, en ons sou vra, waarom leef 'n vark soos wat hy leef? Omdat dit sy geaardheid is. Waarom leef 'n kat soos wat hy leef? Hy skoon en hy geniet nie die modder nie, omdat dit sy geaardheid is. En waarom leef 'n sondaar soos wat hy leef? Omdat dit sy geaardheid is. Hy het 'n neiging tot die sonde en hy wil daarin leef. Dit is nie vol moeite en hy voel ook nie sleg daaroor of veroordeel nie. Dit is nou maar die sondige geaardheid. By banier nommer 5 kyk ons hoe voel God oor die sondaar. As ons teruggaan na Genesis 6 vers 5, dan sien ons dat God spyt gehad het dat hy die mens gemaak het. Dit is toe hy afgekyk het en hy gesien het dat die versinsels van die mens wat hy bedink het altyd deur net sleg was. Dan sien ons daar was ook smart in sy hart. En ons sien dat die heiligheid van God in hom 'n toorn opgewek het teen die sonde, teen die rebellie van die mens. En hy het vir Noag gesê dat hy die mense van die aarde gaan verdelg. En dan sien ons ook in die geval van Sodom en Gomorra, dat God se toorn ook daar uitgespeel het teen die sondaar, en dat God Sodom en Gomorra tot as verbrand het. Maar nou sê Petrus, as jy nou mooi kyk na daardie teksgedeelte, 2 Petrus 2 vers 6, sê Petrus dat Sodom en Gomorra is tot as verbrand en veroordeel as 'n waarskuwing vir diegene wat in die toekoms goddeloos sou wees. En as jy nou kyk na die model wat op die pilaar staan, dan sien ons 'n motor daar wat op die snelweg ry, en ons weet dat langs die snelweë op ons paaie is daar advertensieborde wat iets adverteer, 'n produk of so. En net so is Sodom en Gomorra volgens dit wat Petrus gesê het, 'n advertensiebord van dit wat God in die verlede gedoen het en die wyse waarop God in die verlede sonde veroordeel en gestraf het. En dit is 'n advertensiebord vir ons om na te kyk en van kennis te neem, ons wat in die toekoms goddeloos sou lewe. Die vorige banier eindig dan nou met die gedagte dat God 'n dag bepaal het, met ander woorde 'n dag vasgemaak het, 'n dag eenkant gesit het, waarin hy die wêreld in geregtigheid gaan oordeel. Nou met daardie gedagte beweeg ons dan nou na die volgende banier, wat dan nou banier 6 is. Hier hanteer ons die oordeel. Ons begin met Openbaring 20 vers 12, waar Johannes die dode voor God sien staan het, en hulle is geoordeel volgens hulle werke, met ander woorde, volgens die wyse waarop hulle geleef het. Ons sien dan ook die verskrikking van wat dit is om voor hierdie een wat op die troon sit te verskyn, want Openbaring 6, 16 en 17 sê vir ons, dat mense sou uitroep, berge val op ons en heuwels bedek ons, vir die aangesig van hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die lam, want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan? Wat interessant is dat die een wat hier op die troon sit, is die lam, dieselfde lam wat geslag is, en wat bereid was om die Via Dolorosa te stap, wat bereid was om sy lewe af te lê. Ons praat hier van die lam wat sonder teespraak gelei is na 'n slagperk. Maar hierdie keer sal die sondaar in sy verlore toestand te doen kry met die toorn van die lam. Wat 'n geweldige gedagte. En dan hierdie vraag, wie kan bestaan voor die toorn van die lam? Die oordeel eindig dan by Openbaring 20 vers 15, wat sê, en as dit bevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskryf is nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Nou ja, dan gaan ons kyk na die volgende onderwerp wat natuurlik opvolg op die gedagte dat mense in die poel van vuur gewerp word. Kom ons kyk na die poel van vuur. Dit is die sondaar se ewige tuiste. Dis die plek waar God wraak uitoefen, sê 2 Tessalonisense 1 vers 9, oor elkeen wat hom nie ken nie en wat ongehoorsaam is aan die evangelie. Openbaring 14 vers 11 sê dan vir ons, en die rook van die mense se pyniging sal opgaan tot in alle ewigheid, en hulle dag en nag
geen rus nie. Hier gebruik ons die grafsteen wat u kan sien, wat ons gemaak het, aan die linkerkant van die banier. Hier is 'n koning ek, me, I and myself se grafsteen. Ons sê hierdie man het goddeloos geleef. Hy het vir God geen tyd gehad. Hy het hom nie gesteer aan die prediking van die woord en hy wou hom nie bekeer. In die hardheid van sy onbekeerlike hart het hy gesterf sonder Christus. Hy's begrawe en 'n grafsteen is vir hom opgerig en onder aan sy grafsteen staan daar rus in vrede. En so sien ons baie keer in die begrafplase. Op die meeste grafstene staan rus in vrede. Maar wat sê Openbaring 14 vers 11? Daar sal vir die goddelose geen rus wees nie, want hulle sal dag en nag gepynig word. Wat 'n vreeslike gedagte. En daarom sê Hebreërs 10 vers 31, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. En Jesus, wat self onder die oordeele van God gesterf het, wat die grimmigheid en die wraak en die toorn van God ontgeld het op Golgotha in ons plek, waarsku self as hy sê in Lukas 12 vers 5, maar ek sal julle wys wie julle moet vrees. Vrees hom wat nadat hy doodgemaak het, by magte is om in die hel te werp. Ja, sê die Here Jesus, ek sê vir julle, vrees hom. Ons trek nou by banier nommer 7. By hierdie banier sluit ons dan die eerste fase van die expo af. En dit is mos nou in hierdie fase waarin ons aan die sondaar sy verlore toestand voorgehou het. Wanneer ons nou na hierdie banier kyk, dan sien ons hierdie groot teken verlore, want dit is die toestand van die sondaar in sy sondige toestand buite Christus. Paulus sê so mooi in Efesiërs 2 vers 12, sê hy dat die sondaar sonder Christus, sonder hoop en sonder God is. Dis die som totaal van die sondaar, en dit is by hierdie punt waar die sondaar moet uitkom. En weet u, terwyl ons die boodskap na die sondaar toe bring vanuit die woord, weet ons dat dit nog steeds die Heilige Gees is wat die sondaar moet oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid. Nou weet ons ook dat die apostels hier dieselfde boodskap aan die mense gebring het in die boek Handelinge. Want die mense het uitgeroep nadat die apostels gepreek het en hulle het gesê, wat moet ons doen om gered te word? En dan het die antwoord, gee die Here Jesus vir ons in Markus 1 vers 15, bekeer julle en glo die evangelie. Nou ons weet ook dat die evangelie die boodskap, die blye boodskap is, met ander woorde, die goeie nuus. En van hier af deel ons nou met die sondaar die goeie nuus van verlossing, die goeie nuus van Christus, sy enigste hoop om nou bevry te word van die oordeele van God. Nou ja, een van die plekke waar Paulus vir ons so mooi eintlik in 'n neutedop die goeie nuus vasvang, die boodskap van verlossing, die versoeningswerk op Golgotha, is in 2 Korintiërs 5 vanaf vers 18 tot 21, waar Paulus sê dat God die wêreld met homself versoen het deur nie hulle oortredinge toe te reken nie. Dan vra ons die vraag af, hoe het God dit gedoen? Die Bybel sê dat God het van sy seun sonde gemaak, sodat ons voor God in Christus geregverdig kan word. Om dit te verduidelik, gebruik ons dan hier die 2 modelle wat ons onderskeidelik omdraai om te verduidelik dat Christus, wat geen sonde geken het, die sonde geword het, sodat ons geregverdig kan staan voor God. Met ander woorde, Christus is gehanteer asof hy my sondige lewe gelewe het, sodat God my, wat gesondig het, kan hanteer asof ek Christus se lewe gelewe het. Hier by die 9de banier hanteer ons nog steeds die goeie nuus deur 1 Timoteus 2 vers 3 en 6 voor te hou, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered moet word en tot kennis van die waarheid kom. En die kennis van die waarheid waarvan hy praat is 1, dat Christus as enigste middelaar tussen God en die mens
hom self gegee het as 'n losprys, terwyl Petrus sê ons nie deur goud en silwer losgekoop is nie, maar deur die kosbare bloed van die lam. Dan wys ons dan ook vir die mense, as jy nou aan die onderkant van die banier kyk, Openbaring 5 vers 9, dat God 'n lied gekomponeer het in die hemel oor hierdie slagting van sy seun. Ons ken daardie lied as: U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie. Maar ek wil hê u moet oplet op daardie woorde, die woordkeuse van God, toe hy hierdie lied gekomponeer het, naamlik, u is geslag. Is dit nie 'n begrip? Is dit nie 'n konsep wat hoort by die slagpale, by wanneer 'n mens 'n dier slag nie? Maar ons praat dan nou hier van die Seun van God, wat homself gegee het. Maar dit is presies wat met Christus gebeur het op Golgotha. Hy is geslag. Nou ja, aangesien God self verwys het na Golgotha as 'n slagting, kyk ons dan nou na die slagting op Golgotha. Wanneer Jesaja 53 vers 7 vir ons dit so mooi verduidelik, as hy sê, hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na 'n slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Wat het op Golgotha gebeur? Jesaja 53 vers 5 sê vir ons, terwille van ons oortredinge, terwille van ons sonde, is hy deurboor. Hy's verbrysel, krank gemaak, hy's gestraf, ons smart het hy gedra, terwyl vers 10 dit vir ons so mooi sê, dat dit juis God was, wat hom gestraf het, wat hom verbrysel het. Luister wat sê hy, maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. Jy sien, toe Christus op Golgotha sterf, het hy gesterf onder die wraak, die woede, die grimmigheid en die toorn van God. Hy het daar gedrink uit die beker van God se toorn, wat ongemeng vir hom ingeskink is. Die beker wat eintlik vir ons bestem was, dit hy geledig. En op Golgotha het die lewende God se seun, Jesus Christus, die liefling van die hemel, in die hande van die lewende God geval. En juis daarom was hy so bedroef toe hy Getsemane ingegaan het, en dat hy gesê het, ek is bedroef tot die dood toe. En hy vir sy Vader gevra het, as dit moontlik is, dat hierdie beker by my verbygaan, want hy het geweet hoe lyk 'n beker van grimmigheid wat God skink. Maar tog was hy bereid om terwille van ons ongeregtigheid die Via Dolorosa te stap, sodat ons die ewige lewe kan beerwe en sodat ons met God versoen kon word. Dit is dan nou by hierdie uitbeelding wat dan volgende in die Evangelie Expo vertoon word, waar die sondaar gekonfronteer word met hierdie gedagte: hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot verlossing verontagsaam? Met ander woorde, as ek nadat ek gehoor het wat ek nou gehoor het, nog steeds met my rug na God toe leef en weier om my te bekeer, as ek die enigste hoop wat ek het om gered te word van die hand wys, hoe sal ek dan gered word teen die komende oordeele van God? En nou dat die sondaar gehoor het dat hy verlore is, sonder Christus, dat hy 'n vyand van God is, en dat God hom gaan oordeel, en dat hy sy ewigheid in die poel van vuur gaan deurbring onder die toorn, die wraak en die grimmigheid van God, maar hy ook gehoor het van die goeie nuus, dat dit nie vir hom nodig is om geoordeel te word, en dat Christus die prys betaal het, en in sy plek gesterf het, en dat hy met God versoen kan word. Nou dat die sondaar hierdie kennis opgedoen het, en nie meer onkundig is nie, hanteer ons dan nou hierdie teks met hom. God het dan nou die tye van onkunde oorgesien en verkondig dat almal hulle moet bekeer, nie asof ons 'n keuse het nie, dis 'n opdrag, jy moet jou bekeer. Hoekom?
omdat hy 'n dag bepaal het waarin hy die wêreld gaan oordeel, deur 'n man wat hy aangestel het. En hiervan, waarvan? Die oordeel wat gaan aanbreek. Hiervan het hy aan almal sekerheid gegee deur hierdie een wat hy aangestel het uit die dode uit op te wek. Die leë graf in Jerusalem is vir ons weer eens soos 'n padteken wat duidelik vir ons sê, daar kom 'n oordeel en God gaan verseker die wêreld oordeel. Daarvan het hy ons sekerheid gegee deur die een wat hy aangestel het om te oordeel, deur hom uit die dode uit op te wek. Nou hierdie skrifgedeelte laat my so dink aan hierdie padteken wat u sien op hierdie model. U sien die padteken sê vir die bestuurder twee dinge. Die een is dat hy 'n tonnel in die pad vorentoe kan verwag. En die ander ding wat hierdie padteken sê, is dat hy vir die drywer 'n opdrag gee. Sit aan jou ligte, want ons weet wat gebeur wanneer jy in 'n donker tonnel ingaan sonder ligte. Dis rampspoedig. En net so sê hierdie teks vir ons, wat jy vorentoe kan verwag. En dit is die oordeele van God. Maar die opdrag wat hierdie teks vir ons gee, is dat jy jou moet bekeer. Hoekom? Omdat die oordeele van God vorentoe vir jou inwag. Hierdie is dan nou die laaste banier van die Evangelie Expo. En dit is hier waar ons vir die sondaar verduidelik vanuit Jesaja 1 vers 18, dat hy met vrymoedigheid na God toe kan kom om gered te word. Want God nooi hom juis daartoe uit in Jesaja 1 vers 18, as hy sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Wanneer moet hy kom? Nou, dadelik, onmiddellik. In hierdie 3-letter woord is daar 'n baie gewigtige konsep opgesluit, en dit is dat daar nie tyd is om uit te stel nie. Kom nou en laat ons die saak uitmaak. Sê wie? Sê die Here. Wie is die Here? Dit is die Here wat die sondaar gaan oordeel, sou hy weier om te kom. Maar dit is ook die Here wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, sodat hulle kan kom met vrymoedigheid om gered te word. En dan sê hy, en hy gee hierdie wonderlike belofte, al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Nou ja, dis 'n belofte, 'n goddelike belofte, wat aan die een gegee word, wat kom. En wie is hierdie Here wat die belofte gemaak het? Die Bybel sê vir ons, dit is hy wat nie kan lieg nie. Hy is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Hy is nie een wat iets sê en dit nie doen nie. En daarom as hy sê, kom, ek sal, dan sal hy. En daarom kan 'n mens seker wees, dat wanneer jy kom om gered te word, hy wel vir jou sal red, jou sal reinig, jou sal vergewe, jou sal versoen. Jy moet net kom. En dan laastens, Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Hier hanteer ons die gedagte dat dit alles gaan oor om in 'n persoonlike verhouding met Christus te staan. Dit gaan oor Christus, nie oor vergifnis en die goedjies en dingetjies wat God kan gee nie, ook nie eers oor die ewige lewe wat God kan gee nie, oor die vryspraak wat hy kan gee nie. Dit gaan oor sy seun, almal wat hom aangeneem het. Aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Nou geliefdes, wees geseënd en mag die vrede van die Here in u hart dwars lê. My geliefdes, mag die genade van die Here en sy guns u deel wees. En baie dankie nogmaals dat u vir ons bid. En ons sien uit na wat die toekoms vir ons inhou rondom die Evangelie Expo. Baie dankie nogmaals. Vrede vir u en dankie
dat U vir ons bid.